Baie welkom by die Psalmsiklus van Blanco Gemeente, die 5de siklus van 2024. Die psalms moet gesing, gelees en gebid word. Dis liedere, gedigte, maar ook gebede. Elke menslike emosie waaraan jy kan dink, reflekteer in die 150 psalms in die Ou Testament. Vreugde, woede, angs, tevredenheid, opgewondenheid, hartseer en hoop. Daar is dansende psalms, maar ook psalms vol trane, wanhoop en selfs woede. Daar's metafore en geskiedenis, drama en selfs humor. Dink maar aan Psalm 34 vers 1 wat vir ons vertel van Dawid se Oscar-toekenning toneelspel voor die koning. Dit lees so: van Dawid toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech, die hom weggejaag en hy toe weggegaan het. In tye van nood, so siekte, hongersnood en oorlog, het gelowiges hulle voor God verootmoedig in die psalms. Die almag van God en sy vermoë om uit enige nood te red, is dan telkens op die voorgrond. Temas soos skuldbelydenis en vergifnis kom ook voor, maar lof aan God bly die oorkoepelende hooftema van die psalms. Die psalms het oor 'n baie lang tydperk, waarskynlik meer as 8 eeue tot stand gekom. Die psalmboek bestaan uit 150 psalms wat verdeel kan word in 5 bundels. Elkeen van die 5 bundels toon ooreenkomste met die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die Pentateeg. Psalm 1 en 2 is die inleiding van die psalmboek. Bundel 1 volg dan, en dis Psalm 3 tot 41, en dit toon tematiese ooreenkomste met Genesis. Bundel 2 is Psalm 42 tot 72 en toon tematiese ooreenkomste met Exodus. Bundel 3 weer is Psalm 73 tot 89 en toon tematiese ooreenkomste met Levitikus. Bundel 4, Psalm 90 tot 106 en weer eens ooreenkomste met Numeri. En dan die laaste bundel, bundel 5, Psalm 107 tot 145 en weer eens ooreenkomste met die Bybelboek Deuteronomium. Laastens, Psalm 146 tot 150 is die afsluiting van die psalmboek en dit is lofpsalms tot eer van God. Dit bly een van die belangrikste aansporings van die apostel Paulus in Efesiërs 5 as hy skryf: sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Daarom gaan ons baie psalms sing in hierdie siklus, in elke erediens en veral 15 September se Sabbatsondag, wanneer ons 'n lofsang psalmfees gaan hou. In die leefgroepmateriaal sal ons YouTube skakels van psalms en ander liedere insit wat jy kan luister en of saam sing. In die eerste week se leefgroepmateriaal fokus ons op die inleiding van die psalms met Psalm 1 en 2 en daar is ook 'n leesrooster vir jou solotyd. Psalm 1 en 2 is die fondament waarop die hele psalmboek gebou is. Psalm 1 help ons om te verstaan dat vreugde en voorspoed in jou persoonlike lewe net in die Here is. Psalm 2 help ons ook om te verstaan dat God magtig is en dat hy aktief werk op die wêreldtoneel van volke, nasies, konings en leiers. Dit gee jou die moed om God te vertrou in 'n die mekaar wêreld van internasionale politiek en om by hom skuiling te soek. Psalm 2 is verder ook die psalm wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. Dis die psalm met die duidelikste skakel tussen God se werk in Israel in die Ou Testament en God se werk deur Jesus in die Nuwe Testament. In julle leefboek, gaan nou na week 1 se afdeling, connect met God deur sy woord en lees Psalm 2 hardop saam.